Die een ding wat ek weet uit my hart uit, jy met my gaan saamstem, is dat ek en jy leef in 'n wêreld vol geraas, propvol geraas. Daar's geraasbesoedeling wat skrik vir niks. En net so terloop, die land met die minste of die laagste geraasbesoedeling in die wêreld is Switserland. En die lande met die hoogste is lande soos Indië en Pakistan en Bangladesh. Maar ek praat nie eers van daai geraas nie. Ek praat van geraas wat so half in jou siel inkruip, in jou emosies inkruip, in jou gees inkruip en jou beskadig, wat jou daar beskadig. Eerder die siel seermaak as wat dit die ore seermaak. So as ek met jou praat oor geraas dan gaan dit nie so seer oor vliegtuie wat oorvlieg en vragmotors wat verbyry en die radio en die televisie wat speel nie, maar sekere goed wat vir jou gesê word, sekere geraas wat eintlik jou hart, eintlik pile is wat jou hart tref. En dis hoekom ek en jy stilte nodig het in ons lewe. Ons het regtig diep stilte in ons lewe nodig. En weer, as ek en jy nie gaan verantwoordelikheid vat om hierdie stil tye te reël nie. Aan die ander woorde, ons moet doelgerig wees. Ons moet intentioneel wees rondom hierdie stiltes. Want dit is in die stiltes wat ons die Here ontmoet, waar ons sy stem hoor, waar sy stem ons siel kan kom voed en ons gees kan kom voed en ons innerlik sterk maak. Ek lees vir jou Lukas 5 vers 16, hier staan dit baie duidelik. Jesus moes gereeld na stil plekke toe uitwyk om 'n bietjie stilte te hê om te bid. Jesus moes. Hy het dit nodig gehad. Hy het 'n besige lewe gehad. Mense het altyd saamgedrom om hom, saam met hom beweeg. So daar was geraas. En al hoe hy stil geword het in sy siel en in sy gees, is stil tye saam met sy Vader. En dan in Matteus 26 vers 36 lees ons, van daar af is hulle Getsemane toe. Ons ken hierdie gedeelte net voor die kruis. Ek gaan bid, het hy het net Petrus en Zebedeus se 2 seuns saam met hom gevat. Ek gaan bid, hier wag 'n krisis vir my, hier wag 'n swaar tyd vir my, hier wag 'n moeilike tyd vir my, nadat hy alreeds vals beskuldig is, in skuldig bevind is, en deur hofsaake is, ensovoorts. Hoe hanteer Jesus hierdie? Hy onttrek, hy isoleer, vir 'n rede. Isolasie kan 'n baie slegte ding wees, maar vir 'n rede. Ek wil by my Vader wees. Ek wil alleen by my Vader wees, sodat hy my siel en my gees kan volmaak en kan voed, dat ek innerlik sterk is, en van innerlik na uiterlik doen jy die lewe, ek en jy. So ons het baie meer kos vir ons siel gee, kos vir ons gees gee, dat ons na buite toe sterk kan wees. So in hierdie tyd van geraas en geraasbesoedeling wat jou veral emosioneel en geestelik beskadig, kom ons doen moeite met stiltye saam met die Here. Mag jy in hierdie volgende week regtig wonderlike stiltye saam met die Here ervaar.